Sal jy hom laat gaan vanavond? Hierdie liedjie sê so mooi, Here, ek sal jy nie laat gaan nie. I'll never let you go. En ek wil vanavond daaroor praat. Sal jy hom laat verby gaan? Amen. Ek kan die sitplek neem, so dankbaar en bly elkeen van julle in die huis van die Here. En ek glo God wil vanavond iets groots en iets amazings vir ons doen. As jy Bybel saamgebring het, laai gerus saam met my na Markus die 10de hoofstuk toe. Ons gaan daar saam lees vanaf vers 46 af. Hy sê nou in Jericho gekom en toe hy en sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jericho uitgegaan het, sit die blinde man Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad en leef. En toe hy hoor dat Jesus die Nasareëner was, begin hy om uit te roep en te sê, seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe ek Jesus staan en sê dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op. Hy roep jou. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie vanaand oor ons nie, maar dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te boven gaan, dat U vanaand sal inkom en Here met elkeen van ons se harte sal praat. Here, vou ons toe, dat ons sal hoor en weet, U is in hierdie plek vanaand. Here, ek loof U, ek prys U, en ek verheerlik U, want daar is niemand soos koning Jesus nie. Aan hom kom toe, aan die lof, aan die eer, en al die aanbidding van ons harte in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek sien 'n blinde man wat langs die pad sit, en hy hoor hoe Jesus verbygaan. Ek sien in my geestesoog die prentjie van 'n man wat met sy blikkie sit. Want die Bybel sê, hy was besig om te meer, hy het gesoek net na 'n ouers, hy het gesoek net na ietsie. En dadelik begin het by my op te kom, dat hierdie man moes gehoor het, hoe Jesus met die skare begin verbystap. En daar was sekerlik 'n vraag by hom gewees, wie loop verby, want ek kan nie sien nie. Wie is besig om verby my te gaan, en dadelik begin die Here met my te praat oor, want jy sien, ons mis partykeer, wanneer God verby gaan. Pastoor, waarvan praat jy? Daar is baie keer dat ek en jy ons seëninge of ons
wonderwerke mis as gevolg van die feit dat ons hom nie herken nie. Ek kan dit vanaand met jou staaf, met 2 manne, met die naam van die Emmausgangers, die manne wat opgegaan het na Emmaus toe, en terwyl hulle loop, toe sluit Jesus by hulle aan, en hulle vertel Jesus van Jesus. Dat ek wil hê jy moet verstaan vanaand, want jy kan vanaand van hom weet, maar jy het dalk nie 'n verhouding met hom nie. Jy kan dalk saam met hom al loop, maar jy weet nie hoe hy lyk nie. Jy verstaan nog nie wat hy vir jou kan doen nie. Hierdie 2 manne loop saam met hom en vertel hom van hierdie slegte gebeurtenis wat plaasgevind het in Jerusalem van 'n man wat gekruisig was. En daarmee kom het by my op, as hulle maar net geweet het, maar die Bybel sê, hulle oë was verblind gewees. Maar ek het daarna gaan sit en kyk, want daar's 'n paar keer wat die Bybel daarvan praat, dat hy sê, hy het hulle oë verblind, hy het hulle toegemaak, dat hulle nie kan sien. Nou, ek wil vanaand 'n bietjie met jou daaroor ook gesels, maar iets val my op met hierdie blinde man, wat langs die pad sit. Hy sit daar al vir jare, hy loop en hy weet, hoe elkeen klim. Ek het 'n vriend gehad wat blind is, ou Koos. En ek is baie lief vir ou Koos, want ek en hy het saam musiek gemaak, hy het gitaar gespeel, briljante musiekant. En baie keer, dan kom hy by die kerk, en dan laat sy vrou uit voor die kerk af, dan staan hy daar buiten aan die kerk, en wacht hy wat tot een van ons voorbij kom. En as ons voorbij loop, sê kan ek 'n lift vang, asseblief. Sê ek, ja Koos, vang 'n lift, hier kom my elleboog. Hou vast in my elleboog, en loop hy saam met my, tot ons binnekant is. Koos het my 'n paar dinge geleer, wat ek nie geweet het nie. Want hierdie man was heeltemal blind en hy kon nie sien nie, maar daar was iets gewees wat hy geweet het wat ek nie weet nie. En toe ek hierop gaan sit en dink ek dadelik aan hierdie blinde man met die naam van Bartimeus, wat hier sit, en hy weet nie of hy verbykom nie, maar hy hoor hier gaan 'n skare verby. En dadelik vra hy, wie gaan hier verby? Want ek meen, ernstig moes hy gehoor het dat het Jesus is. Ergens moes hy gehoor het dat het iemand is wat 'n verandering in sy lewe kan bring. Nou, ek lewer het vanaf hoor. Baie mense roep na ander wat geen verandering in hulle lewens kan bring nie. Dit is baie stil. Baie mense roep na vriende. Baie mense roep na 'n prokureur of 'n advokaat of 'n dokter wat geen verandering in hulle lewe kan bring nie. Maar toe hierdie man hoor, dis Jesus wat verbystap, toe maak hy 'n definitiewe besluit. Ek sal hom nie laat verbystap sonder dat hy my hoor nie. Ek sal hom nie laat verbystap ongeag waardeur ek gaan, of wat anders sê, of hulle my gaan stil maak, en of hulle my bestraf. I don't care. Elke keer het hy uitgeroep, Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Kan ek maar vandag vir jou sê, baie maal wag Jesus dat jy hom moet roep. Baie maal staan Jesus, loop dalk verby jou, om vir jou te sê, as jy my net kan roep. Hier is 'n blinde man, wat uitroep na hom toe. Ek en jy kan sien en ons roep hom nie. Nou, Koos, baie keer om te staan, hy staan in Key West ergens, want sy vrou besig om shopping te doen. Hy het nie die shopping dan goed gedoen nie. Maar hy het geraak om daar te staan. Staan hy daar voor die bank, dan loop ek so verby hom. En as ek so verby hom loop, en sê, dis bijna. En sê, Koos, jy lieg, jy kan sien, man. Sê, nee, ek kan nie. As jy doen weet jy eens ek, en sê, want jy sleep jou linkervoet. Hy sê, jou parfuum wat jy dra, ek sal jou enige plek herken. En dadelik, toe ek dit besef, toe begin ek agter te kom, dat hierdie man sien, sonder om te sien. Hy is besig om iets te beleef, wat ander nie beleef nie. Hy sien iets raak, hy hoor iets, sy sintuie is anders ingestel, as
as my en jou sintuie. En dadelik toe begin ek te besef, dat Bartimeus het daar gesit, maar hy het gesê, ek sal hom nie laat verbygaan, as hy my nie gaan hoor nie. Ek het al baie keer mense gehoor sê, vraag van Bekkie, en sê, ja, so reeds so 2 minute, ek wil nie hier baie praat nie. Hallo, kan ek het maar vanaand vir jou sê, God soek 'n verhouding met jou. God soek iemand wat met hom praat. God soek iemand wat sê, hey, ek wil 'n pad saam met jou stap. En dadelik, terwyl ek aan die blinde man dink, toe dink ek aan 'n vrou wat 'n bloedvloeiing gely het. En die Bybel sê, sy het niks gesê nie. She didn't call upon him, but she touched the hem of his garment. Sy het gewag tot hy verbystap. Sy het gewag totdat hy geskaar is. Sy het gewag totdat hy vasgekeer is en ingedruk. Ergens deur die voete gekruip daar, onder hom ingeklim, maar ernstig het sy die zoom van sy kleed aangeraak, want sy het gesê, ek gaan nie dat hy verbystap sonder dat ek nie ontvang wat ek glo nie. Kan ek het maar vanaand vir jou sê, baie mense is so besig met hulle worries, en met hulle dinge, en met hulle aardse goed, en hulle bekommernisse, en hulle teleurstellings, dat hulle nie eens weet, die besig om verby te gaan. Soms snaaks, dat teleurstelling en pyn maak baie keer, dat ons nie kan sien nie. Het jy al met ou gepraat wat depressief is? Ek bietjie met ou praat wat depressief is. Jy sal sien, hy kyk jou nie in die oë nie, hy kyk altyd op die grond. Hy sien altyd die gemors. Hy kyk nooit op nie. En daarom ek jy dan dink ek, is dit nie tyd dat ons weer sal begin opkyk en begin sien, hy is besig om verby te gaan nie. Is dit nie dan tyd om soos Bartimeus te sê, maar ek gee nie om, of julle vir my kwaad is, of julle my probeer stil maak, en wat julle doen nie, maar Jesus, Seun van Dawid, wees my barmhartig, ek wil nie hê, jy moet verbygaan, sonder dat jy my nie raak gesien het nie. Jy sien, ek het hier dan gaan sit en dink vanmiddag, want terwyl die hele besig is met my te praat, toe dink ek so myself, ek wonder hoeveel van ons het al weggestap van dit wat God vir ons wil doen. Dink aan Petrus, 'n man wat moeg van die see afkom, heel nag is gevang, ek sê van my, het jy al hierdie nag gewerk? Hey, dis nie lekker nie. Maar hy volgende oggend jy opstaan, dan voel jy so lekker, of jy nie opstaan nie, as jy nou, as die son begin uitkom, dan voel jy jou kop begin so dik raak. Jy sien ook nie meer so lekker nie. En hier kom Jesus nog toe en sê, hey, stoot jou boot in, ek wil gaan vir jou spreek, en terwyl hy daar staan en preek, sit Petrus, ek dink hy mag so bietjie gesit in visvang. Nee, visvang nie, visvang. Hy het so bietjie gesit en slaap, hy was moeg. En terwyl hy daar sit, kom Jesus by hom en hy sê vir hom, vaar met jy na die dieper water toe, gaan vir my 'n bietjie dieper in. As Petrus daar gesê, Here, ek is moeg, ek sien nie nou kans vir dit nie, het hy die grootste vangs van sy hele lewe gemis. Kan ek nie maar vanaand vir jou sê, baie keer is my en jou verskonings die rede dat God nie kan doen wat hy in jou lewe wil doen nie, of dat hy nie kan bereik wat hy in jou lewe wil bereik nie. Petrus kon sê, ek is moeg, of hy kon gesê het, ag, Here, rarig. Hoor, dis hulle met die kinders die is daar. As jy vir hom sê, iets doen iets, sê, rarig. Kan ek het vanavond vir jou sê, jou rarig gaan maak, dat God nie kan bereik, wat hy wil bereik in jou lewe nie. It's time to submit to God. Dis tyd om in totaliteit oor te gee aan God.
staan daar, uitgeroep en Jesus sê, bring hom bietjie na toe. Hy hom met so lawaai. Wat doen ons? Is wat ons nou? As die moderator of iemand die kom kuier en ou staan en skree hier, dan stuur ek so twee broers, soos ek sal daai ou so bietjie laat hy sagter of, want hy net so bietjie rustig. Wat doen Jesus? Hy sê nie ja hom weg nie, hy sê nie vat hom weg nie, hy sê bring hom na my toe. Ek sien iets raak, wat ander nie raak sien nie. Hierdie man het 'n besluit gemaak, hy gaan my nie verby laat gaan, sonder dat ek niets vir hom doen nie. Die Bybel sê, Jesus het vir Bartimeus gebid, en Bartimeus het gesien. As jy van geboorte af blind is, dan weet jy naderhand waar alles is. Jy weet ons party aande hier deur die kerk of deur die saal sien stap as jy ligte af is. So baie snaaks. Jy loop so. En dan vang jy nog steeds 'n bank so nou en dan, of iemand in 'n stoel of net met pad in gedraai, maar jy weet as die ligte af is en jy raak deur die donker kerk dan. En weet wat sien ek raak? Ek sien 'n man wat weet, as ek 'n paar tree soek te loop, dan weet ek, hier is 'n pad. As ek 'n paar tree nie kan te loop, dan weet ek, daar is 'n trap of 3, wat hy vir mekaar begin memoriseer. En dadelik begin het by my op te kom, dat Bartimeus het dinge gesien, wat ander nie gesien het nie. So waarvan praat jy? Hy was dan blind. Is reeds omdat hy blind was, dat hy gesê het, ek sal hom nie laat verbygaan. As hy hier verluister nie. Kan jy onthou, daar was 'n baie ou koortjie wat sing, gaan my nie verby, o Heiland. Gaan my nie verby, terwyl u ander sien, o Heiland, sien dan nou ook vir my. En die oomblik toe vanmiddag, gaan hier die Bartimeus te dink ek, wauw, hier loop mense saam met Jesus. Hulle lawaai, hulle praat, hulle kuier, hulle vertel, hulle sien. Maar die ou wat niks kan sien nie, het niks om te verloor, sal nie uitdruk nie. Kan ek het maar vanavond vir jou sê, ek wonder hoeveel van ons het al gemis dit wat God vir ons wil gee, omdat ons verbygestap het. Of omdat ons nie geroep het nie. Of omdat ons nie bereid was om tussen almal deur te druk en die soem van sy kleed aan te raak. Ek weet nie vanavond van jou nie, maar ek dink Jesus loop hy mal verby. En dan dink hy, as jy net wil roep, as jy my net van 'n kans gee, as jy net wil sê, Here, help my, as jy net wil een keer reageer op dit wat ek sê, maar kan ek dit maar vanavond sê? Die kerk sit in slaap. Pastor, waarvan praat jy? Ons is vandaag keer so weggevoer in die musiek of in die preek, dat Jesus kan instap ons dit mis. Lewe het vanavond hoor. Ek het iets in my lewe begin besef. My fokus moet die wonders tekens wees nie. My fokus moet die worship wees nie. My fokus moet die koning van die konings en die Here van die heerskare wees. My fokus moet wees op die een wat 'n verandering in my lewe kan bring. Die worship kan ek nie doen nie. Die preek kan ek nie vanavond doen nie. Maar Jesus Christus is vanavond in staat om jou lewe in 'n oomblik, in 'n oogwink te verander, dat jy nooit weer dieselfde sal kan wees nie.
So dit wil die duivel by ons probeer inboesem nie. Jy kan nie nou bid nie, is etenstyd. Jy kan nie nou bid nie. As dinge wat verkeerd is in jou lewe, kan ek dit vanaand vir jou sê, God kan net antwoord die wie na hom roep vanaand. Ek wil begin klaarmaak, want ek sien 'n man wat daar sit wat sê, it doesn't matter. Ek het niks om te verloor nie. Kostbaarlik sy twee ouens af, dat sy net sy mond stil maak. Toen hom net so bietjie stil en geef sommer so aan die ribbes, as hy nie ophou nie. Maar hierdie ou weier om op te gee, hierdie ou weier om stil te bly. Ek het dalk net een kans in my lewe. Ek weet nie of hy ooit weer hier kan verbystap nie. Hier is dalk my laaste kans. Bly stil! Jesus! Jesus! Seun van Dawid! Sien my raak. Dus wanneer jy in geloof roep, dat Jesus tot stilstand kom. Jy gaan nie vir my sê dit in die eerste keer gehoor nie. Gaan nie vir my sê dit in die tweede keer gehoor nie. Ja, ek weet hulle lawaai. Ja, ek verstaan hulle is hier tussen ons. Maar weet jy wat? This guy didn't stop. Ek weet nie vanaand hoe groot die skade was nie. Ek weet nie vanaand hoe groot die teleurstelling was nie. Ek weet nie vanaand hoeveel omgesit bly stil nie. Maar ek weet vanaand, een ou het die opgehou om te roep na God toe. You don't need a cloud if you've got a heart that's calling. Die amazingste is Jesus stap. En hy hoor dit. En die Bybel sê hy kom tot stilstand. Hy kon net aangehou stap het. En dit so vaag weg uitgedoen word deur die lawaai van die skare. En daarom ek dink ek by 'n liedjie wat John Snow sing, hy praat oor the midnight cry. Oor daai een skree geluid terwyl die ander stil geword het. En daarom dink ek daaraan, Here, gee my weer 'n stem om te roep na U. Maar wat doen ons? Die oomblik is, kyk en vir my sê net, pastoor, bly staan. Dan dink ek, Jesus, moet U maar stil bly nie. Die oomblik is hy vir my sê, shh, jy ras. Kan ek vir jou sê, wie sê ons wat jy gaan stop, jy ons wat babbel as het? Hoor wat ek jou sê. Dis jy ons wat jy ons stil maak. Hoekom? Want hy kan nie vat
dat jy roep na dit wat vir jou 'n verandering in jou lewe kan bring nie. Die duiwel sal alles in sy vermoë doen om jou stil te kry. Bly nou stil. Kan ek het vanaand sê, die kerk het stil geraak. Hulle roep nie meer na God toe, soos hulle moet nie. Ek het iets in my lewe begin agterkom. Weet jy wanneer praat die Here die beste met my? Wanneer ek nie ophou om te roep nie. As ek sê, nou jy al op my bed geleid, as ek jou gestil bly. Sorry, dis ek. Al slaap ek die hele nacht nie, dis okay, maar ek gaan nie ophou voor jy nie met my praat nie. It's amazing, Jakob het op 'n stadium was hy in 'n tweestryd met God. Hy was in 'n worsteling met God. En hy het gesê, ek sal u nie los voor u my nie sien nie. Gister het ek gekyk. Daar was 'n duikslag wat ek nog oor gelag het. Wat hulle die ene ou se broek afgetrek het tot so amper die onder op sy bene. En sy mooi onderbroekie steek so uit en dadelik lag ek daaroor. En dadelik kom ek by my op, hy het hom nie laat gaan nie. Hy het nie verbygekom, hy het hom nie laat gaan nie. Hy het vasgehou, hy het hom nie laat gaan nie. Het begin in my hart om te kom. Waarom het jy laat gaan? Die eindelijk moes vasthou. Waarom het jy op 'n roep toe ander opgegee het? Ek het iets besef, Keegan gaan nie namens my roep nie. Dian gaan nie vanaand namens my roep nie. Die verantwoordelikheid is nie iemand anders nie. Dis myne. As ek by God 'n antwoord wil hê, gaan ek moet roep. As ek oorwinning by God wil hê, gaan ek moet roep. Sê my Bybel nie, vir hulle wat roep, sal hy antwoord. Vir hulle wat klop, sal oopgemaak word. Kan ek het vanavond vir jou sê, ons loop partykeer verby deure. Wat God net waag, jy moet dan klop, wat hy vir jou kan oopmaak. Elke woord verby, elke woord gesluit, wil jy niemand dronken nie. As jy vanavond hier sit, en die Gees van God praat met jou, en hy sê vir jou, moet nie ophou om aan te hou nie. Moet nie ophou om te roep nie. Moet nie ophou om te probeer nie. Moet nie ophou om te skree nie. Moet nie ophou. Ek het donderdag nag wakker geword. Uit my slaap uit waar ek uitroep, Here, help my. Here, help my. Laat tot my onderbewussyn
my diepste wese roep uit na God. En dadelik besef ek, God can only answer those who call upon His name. As jy vanaand verandering soek in jou lewe, as jy vanaand verandering soek in jou huwelik, as jy vanaand verandering soek in jou finansies, as jy vanaand verandering soek by jou werk, as jy vanaand verandering soek op 'n plek, it's time to call out. As jy vanaand sê, Here, ek gaan nie los nie, steek op jou hand van God toe. Ons sal met jou bid, dankie vir die hande wat reg oor die gehoor opgaan. As jou hand opgesteek het, sal jy saam met my opstaan, asseblief. Wil bid ek graag saam met jou 'n gebed doen. Kan ek jou guns vra? Wil jy nie vanaand net 1 of 2 keer na Jesus toe roep nie? As ek vanaand sê, kom ons roep na hom. 1, 2, 3, Jesus. Ek weet nie hoe groot jou probleem is, maar dis hoe groot jou roepraak. Ek weet nie hoe groot jou krisis is nie, maar dis hoe groot jou roepraak. As jy vanavond in sit, dan weet ek nie van jou nie, maar ek kan hom nie dat verby gaan nie. Ek moet sy aandag trek, ek moet iets doen. Dat hy my sien. Jesus, 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 moet nie my los nie, Jesus, sien my raak. Here, ek wil vanaand bid, verander my hart, verander my denkrigting, ek gee nie om wat ander van my dink nie. Al loop ek in die straat en ek het nie nodig, wil ek uitroep, Jesus, help my. Jesus, ek roep my. Here, ek is so dankbaar dat die vanaand bemoeienis het met die mens. Nie net aan ons stap nie, maar U regeer wanneer ons roep. Ek wil vanaand bid en vra, Here, elkeen wat voor U staan en die naam uitgeroep. Ek wil vanaand bid en ek wil vra, Here, moet nie verbygaan sonder dat U die aangeraak het nie. Moet nie verbygaan sonder dat U hulle nader geroep het nie. Here, U woord sê, hy wat roep, sal geantwoord word. Hy wat klop, vir hom sal oopgemaak word. Here, ons bid vir die Here om oop te maak. Ons bid vir nuwe bediening om los te kom. Ons bid vir mense wat meer soekend sal wees na God as hulle eie belang. Ons bid vanaand, Here, moet U verbystap sonder om ons te hoor nie. Here, ek eer U vir dit wat U doen. Job het vanmôre so mooi gesê, Job, die 5de hoofstuk, die 8ste en die 9de vers het so mooi gesê, die ondeurgrondelike God wat soveel wonders het, dat daar nie getallen is nie. Ons roep vanaand na daardie God. Here, ons roep vir wonderwerk in ons lewens.
Ons roep vir oorwinning in ons lewens. Ons roep vir seëninge in ons lewens. Ons roep vir siele om in te kom. Ons roep vir ons kinders om God te dien. Ons roep vir ons ouers om by God uit te kom. Ons roep vir ons families om by God uit te kom. Here, ek gaan U nie los voordat U nie met hulle ook gewerk het nie. Daarom sal ek U loof, ek sal U prys, ek sal U verheerlik, want daar is niemand soos Koning Jesus nie. Aan Hom kom toe al die lof, al die eer, al die aanbidding van ons harte, in Jesus naam. Amen en amen. Ek kan sit lekker neem, terwyl die musiekspan na vore kom. Ek wil laaste dag met u doen. Ons kerk het baie Johanne. So, ek het nou al gelag, was net by discipelskap en dan was 3 Johanne. En toe sê ek, Johan, toe kyk 3 ouens op. En het was my so snaaks geweest. Toe lag ek met myself, denk ek, wauw, een roep kan 'n paar ouens saamig trek. Maar ek ken net een, wie ek noem verlos. Ken net een wie ek noem salig maak. Ken net een wie ek roep, wat ek kan roep en sê, Here, help my. Hy sal opkyk, wanneer jy roep na Hom. Amen. Sounds like